tegnologie. Kom ons raak stil voor die Here en bid saam. Hemelvader, ons loof en prys en aanbid U, omdat U God is. Omdat U na ons uitreik en mense stuur om na ons uit te reik. Ons loof U naam daarvoor. Ons bid dat U nou vir ons deur die Bybel sal rig en lei. Ook U groot opdrag vir ons sal gee. Maak ons gehoorsaam daaraan, Here. Sodat ons sal doen wat U sê, sodat ons sal lewe en kerk sal wees waar dit nodig is. Oral waar ons gaan. Praat met ons, Here. Die kinders luister in Jesus naam. Amen. Blaai saam met my na Matteus 28 toe. Matteus 28 van vers 16 af. Die opskrif hierso, Jesus se opdrag aan die disippels. Vers 16, die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, alhoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Lees tot daartoe. Kan vir my die eerste skyfie opsit asseblief? Ons lees in hierdie gedeelte dat Jesus 'n afspraak gemaak het met sy disippels, 'n baie belangrike afspraak. In hierdie afspraak het daar 11 disippels bymekaar gekom. Een van hulle was nie meer daar nie, Judas. Wat net vir ons wys dat jy kan die beste dominee wees, die beste dominee hê, en iemand kan nog verlore gaan. Judas Iskariot. Hy was saam met Jesus vir 'n geruime tyd en hy het nie bly glo nie. Hy het teen Jesus gedraai. Jesus kom en hy gee 'n opdrag aan sy disippels, maar voor hy hierdie opdrag gee, sê hy vir hulle iets wat baie belangrik is. Hy sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Die opdrag wat Jesus gee, kom met gesag. Kom met gesag. Dit is nie net belangrik nie. Hy kom deur met mag. Niks gaan hierdie opdrag van hom keer nie. En hy gee dit vir sy 11 disippels. Later het 12 een bygekom. Maar hierdie disippels gaan as eenvoudige mense. Meestal van hulle was vissers gewees, nie baie vernaam nie. Hulle gaan en hulle bring die evangelie deur die bekende wêreld in daardie tyd. Die mag wat die Here gegee het hulle gedryf en gedring om sy boodskap na almal toe te bring. Daardie boodskap van Jesus is nou nog geldig vir ons, waar hy vir ons sê dat hy aan ons mag en gesag gee. Hy gee aan ons die vermoë om met ander te kan praat oor hom. Tweede skyfie asseblief. Hy sê, gaan maak disippels. Nou wat is 'n disipel? 'n Disipel is iemand wat 'n ander een in die hand gryp en vir hom sê, kom saam met my. Kom saam met my en wees waar Jesus is. Nou gaan dit na twee kante toe. Partykeer is daar iemand wat vir my sê, kom saam met my. Ek wil vir jou vertel wat Jesus in my lewe doen. Kom saam met my en leer van wie Jesus is. Kyk na my lewe. As jy na my lewe kyk, dan sal jy weet wie Jesus is. En dan is dit die omgekeerde. Ek en jy moet ook na mense toe uitreik.
Ons moet kyk na die mense om ons, dit begin in ons eie huis. My vrou, my man, my kinders moet sien dat ek 'n volgeling van Jesus is. Hulle moet my uitvang waar ek op my knieë voor die Here is. Hulle moet my uitvang waar ek Bybel lees. Hulle moet my uitvang waar ek met my vriende oor Jesus praat. En dit moet hulle nader trek na hom toe. En my vriende en die mense rondom my moet my ook uitvang dat ek 'n Christen is. En ek moet hulle doelbewus nader trek en vir hulle sê, maar hoe gaan dit met jou? Kan ek met jou gesels? Kan ek vir jou vertel wat in my lewe aangaan? Wat die Here vir my gedoen het? En dit met hulle deel. Franciscus van Assisi vertel, hy sê, verkondig die evangelie altyd, en wanneer dit nodig is, gebruik woorde. Mense moet kan sien in my lewe en jou lewe, moet hulle kan sien wat 'n Christen is. En dan moet ek gaan en vir hulle verduidelik hoekom ek so lewe. Hulle moet dit kan verstaan. Hulle moet kan verstaan wat dit is om 'n Christen te wees. Te veel van ons gaan net aan met ons lewe. Te veel van ons is net besig om te probeer voortbestaan, om net aan te gaan. Intussen is daar mense om ons wat verlore gaan. Intussen is daar mense om ons wat nie die Here ken. Maar ek en jy, as Christene, sê dit ons die Here ken. Hy wil by ons hoor. Hy wil by ons hoor hoe ons met ander praat. Partykeer is dit nodig om iemand amper voor die bors te gryp en vir hom te sê, wat vang jy met jou lewe aan? Waarheen is jou pad? Die Bybel sê, party mense moet jy amper uit die vuur uitruk, soos hulle verlore is. Ek het familie gehad, predikant daar in Natal, was 'n wille ou gewees. Hy het nog in die kroeg ingestap en hy die manne daar een vir een uitgehaal. Eendag praat hy met 'n ou, die ou sê vir hom, luister, dominee, jy nie 'n dominee was nie, ek het vir jou gewys wat gaan aan. Hy trek hy sy manel uit en hy hang hom daar en hy sê, daar is die dominee, hier is Gert van Rooi en praat dit weer, het hy hom 'n pak slaag gegee. Hy het nie geweet hy was 'n bokskampioen nie. So daai lyn loop in my familie, ek het dit gemis op 'n kol. Maar ja, volgende skryfie asseblief. Dan sê die Here, hoe mens disippels ook moet maak, is om hulle te doop, om kerk te wees. Om kerk te wees. Ons wat in die verbondslyn loop, met ander woorde, ons wat groot geword het, as kinders van die Here, het die doop ervaar as babatjies. En word deur ons ouers groot gemaak om te verstaan wat dit beteken om gedoop te wees. Om gedoop te wees in die naam van die Vader, om sy liefde te ervaar, om te weet wat dit is om in 'n liefdesverhouding met God te staan, om te weet dat God 'n Vader is en sy vaderliefde vir ons gee. En ons kinders leer dit deur die voorbeeld van die ouers. Die eerste vorm van gesag wat 'n kind leer, is as hy na sy pa kyk. En in sy pa se liefde, die liefde van die Vader sien. Maar ook in die naam van Jesus, om verlossing te kan ervaar, om te weet dat ek verlos is deur die bloed van Jesus Christus. En ek leer dit in my ouerhuis, omdat my ouers daaroor praat, omdat hulle my leiding gee daaroor. Maar ook in die naam van die Heilige Gees, die krag en werking van God, wat in my lewe kom, daardie persoonlike stem wat ek hoor, wat my leiding gee, en dit leer ek van kleins af. Ek was 5 jaar oud gewees, in Nelspruit. Ek in die kerk gesit daar, en ek het ervaar dat die Here met my praat. My gesê het, dit is die waarheid, maar meer is dit.
sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Ek is vandag 'n kind van die Here, omdat ek gedoop is as kind, en die Here daai houvas op my lewe gekry het, en in sy liefde sy verbond met my gesluit het. Maar waar Jesus hier praat, was meeste van hierdie mense ongelowiges, en hulle is as volwassenes gedoop. Maar hy sê nog iets, die volgende skyfie asseblief. Hy sê vir hulle, leer hulle, om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ek en jy as paas, julle as maas, by jou kind gaan sit, met jou kind praat, met jou kind sê, maar dit is wat dit beteken om 'n Christen te wees. Dit is wat dit beteken om in 'n verhouding met die Here te staan, sodat hulle kan leer en kan sien, as ek sê, maar kyk, dit is hoe ek dit doen, dis hoe ek dit verstaan in my verhouding met die Here. Hulle moet ook leer en sien waar ek foute maak en om vergifnis vra. Hulle moet ook leer uit die Bybel uit. Daai ding wat ons huisgodsdienst noem, daai ding wat ons by die kinders sit en met hulle praat en stories vir hulle vertel. Vir hulle vertel van Jesus en kyk dat hulle verstaan. Maar ook daai ding, dat ons met mekaar praat as vriende, vir mekaar sê, ek wil vir julle vertel wat by my oopgegaan het, wat ek ewe skielik verstaan. Ek wil vir julle iets vertel wat vir my sin maak. Ons is mos bang om vir mekaar te sê, sit hier, ek wil vir jou iets leer. Dan sê ons liewer, kan ek met jou praat? Ek wil vir jou iets vertel, want die Here het iets in my lewe gedoen. Ek het iets raak gelees en ek wil met julle deel. Almal praat oor die oorlog in Israel, dit is wat ek raak gelees het, en dis wat die Here vir my daaroor gesê het. Kom ons gesels daaroor, sodat ons mekaar kan leer en opgebou word. En as daar iemand is wat nie in die Here glo nie, vertel vir hom, vertel vir haar van Jesus. Praat. Dis die opdrag wat die Here vir ons gee. Sy groot opdrag om te gaan en te praat, om te leer, om kerk te wees, waar ons ook al kom. Ek sê altyd vir my belydensklas, kerk begin waar jy op die speelgrond met jou vriende gesels oor die Here. Daar's jy kerk. Dit help nie. Ek sê ek is 'n Christen. Maar waar tussen my vriende is, wys dit nie. Dit help nie ek sê ek is 'n Christen. En waar ek werk, is dit nie sigbaar nie. Kom die mense dit nie agter nie. Dan help dit nie, ek sit in 'n Sondag in die kerk, en ek sê ek is 'n Christen nie. 'n Christen moet werk daar waar ek werk, daar waar ek speel, daar waar ek rustig is. Daar moet dit wys dat ek 'n kind van die Here is. Dit is wat dit beteken om 'n Christen te wees. Laaste skyfie asseblief. Dan gee die Here vir ons 'n belofte. Hy is altyd by ons. Hy sal ons nooit alleen los nie. So as ek moet praat, as ek voor mense moet staan, as ek tussen mense is wat nie glo nie, dan moet ek een ding weet, ek staan nie alleen nie. Dis nie ek alleen wat hier is nie. Die Here is by my. Hy gee my die krag, hy gee my die vrymoedigheid om te praat. Gee my die boldness om te sê, loof die Here, dit is wat hy gedoen het. Dis hy wat dit laat uitwerk, dis nie per ongeluk nie. God is by my. Gesê ek sal jou nooit alleen laat. En daarom as ek met 'n probleem sit, moenie op 'n hoopie gaan sit en jouself jammer kry. Weet dat God by jou is, en nie alleen los nie. Weet dat die Here naby jou is, en dat hy jou vashou. Jesus sê vir sy disippels, alle mag in die hemel en op aarde is aan my gegee. Ons het gesag waarmee ons uitgaan. Die gesag van ons Here Jesus Christus, wat in beheer is.
Al lyk dit asof ander goed in beheer is, dit is nie, hulle is nie. God is in beheer. En dan sê hy, gaan. Partykeer is dit nodig om 'n grens te oorskry, 'n grens waar dit gemaklik is, om ook met ander te praat, wat anders as ek is, wat 'n ander taal gebruik, wat 'n ander velkleur as ek het, wat van 'n ander plek afkom, met hulle te praat en te sê, maar weet jy wie Jesus is? Het jy al by hom uitgekom? En weet jy wat dit beteken om 'n Christen te wees? Hulle nader te trek na die Here toe. Dan om kerk te wees, sodat my kinders sal sien dat ek 'n Christen is, dat ek my kinders kerk toe sal bring, dat ek het 'n belofte gemaak teenoor die Here, dat ek sal bid vir my kinders. Baie van ons se kinders is al volwasse, vir hulle sal bid, vir hulle as voorbeeld nog sal lewe. Gebeur dit ding baie keer met mense dat hulle, wanneer hulle jonk is, 'n bietjie droog maak, later tot bekering kom, maar die kinders het daardie negatiewe voorbeeld gesien en hulle eie gemaak. Dan is dit my verantwoordelikheid as ouer om na my kinders toe te gaan, te sê, my kind, wat ek vir jou gewys het was verkeerd, hoe ek geleef het was verkeerd, vergewe my. Kyk hoe ek nou lewe. Breek met dit wat verkeerd is, want daar is 'n lyn wat loop, wat nie van die Here af is nie. En daardie lyn moet ek breek, omdat ons in 'n verbondsverhouding met die Here staan. Daardie verbond beteken daar is 'n ooreenkoms tussen ons en die Here. En niemand kan dit breek nie. En dan hulle te leer. Mense te leer. Die Bybel sê ons gaan tot ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ons ken nie die Here nie, ons ken nie die Bybel nie. Ons lees dit nie. Ons vat nie tyd om by die Here uit te kom. Kom ons leer mekaar daar. Dan in die laaste plek, daai wete dat God by ons is. Kom ons hou vas daaraan. Amen.